Right, ons doen bietjie iets nuuts vanaand. Ek dink julle het dit al gedoen, Alina. En dit is triegverhoudings. Ek net gou vir Luanay uitsort want sy is definitief in die verkeerde meeting. Watter link het jy gebruik? Die een wat oom op die groep gestuur het. Okay. Ek moet seker maak sy is nie regte een nie. Okay, nuwe opskrif. Triegverhoudings. En om dit reg te kry, moet ons so as 'n stelseltjie leer. En ek dink jy het dit nou al gesien by die skool, né? Ja. Dit word 'n cast diagram genoem of ek noem dit sommer all stations to Cape Town. Dis nou. Daarso is Luanay. Ekskuus, ek weet nie wat nou gebeur het nie. Ek ook nie. Ek het jou nie in die meeting room gesien nie. Whatever. Ja, ek was in dieselfde een, ek dink ek is nie seker nie. Ja, check. Okay, ons begin met triegverhoudings vanaand. Dis lekker om trigonometrie in sulke afdelings op te deel in jou kop. Want dan as jy soms sien, dan weet jy, dis hierdie tipe werk. Dan val jy nie vas nie, dan weet jy presies wat om te doen. Voor ons dit kan begin met ons net gou hierdie assestelsel leer. So ons begin by 0 grade en in trieg werk jy antikloksgewys. So dan kom ons by 90 grade uit daar. En dan nog verder is 180 grade en dan nog verder is 270 grade en as jy terugkom, dan kom jy weer by 360 grade. So dis 'n volle omwenteling. En al hierdie antikloksbewegings is positief, né? So van 270 is dit positief na 360 toe. Great. Die eerste kwadrant se naam is A of sy is nommer 1. En die tweede kwadrant se naam is S of kwadrant nommer 2. Die derde kwadrant se naam is T of kwadrant nommer 3 en die vierde kwadrant is C of kwadrant nommer 4. So van julle gebruik CAST, C-A-S-T om dit te verduidelik of om te onthou en baie gebruik all stations to Cape Town. Wat gebruik julle? Wat noem julle dit? CAST? Ja. Ek gebruik die all stations to Cape Town een. Okay. All stations to Cape Town of CAST. Ek hou meer van all stations en dan begin jy met A en A is die begin. A staan vir almal. All. Dit beteken al my triegverhoudings, sin, kos en tan is positief. Sin of S staan vir sin. Dit beteken slegs sin is positief en vir julle gaan kosek ook positief wees. En dan T staan vir tan en slegs tan is positief of kot, want dit is 'n inverse funksie en dan obviously C staan vir kos. So as jy nou sê kos 300 grade, 300 grade is tussen 270 en 360, dan weet jy gaan 'n positiewe antwoord kry, né? Verstaan julle dit? As ek sê tan 120 grade, 120 grade is hierso iewers in die tweede kwadrant en omdat net sin positief is in die tweede kwadrant, gaan tan 'n negatiewe antwoord hê. Okay. Wil julle gou daai ding afskryf? Ja. En dan hierdie rigting is minus. Obviously 90 minus iets gaan na 0 toe. En daai rigting is minus. Het julle dit by die skool afgeskryf? Het julle dit al gesien? Ja. Het julle nodig om dit af te skryf? Nou, of moet ek dit net heeltyd saam met ons sleep? Wat ek bedoel is dit. Kan ek maar net heeltyd hierdie dingetjie paste saam met ons, dan werk ons so. Ja. Ons het mos nou hierdie spesiale driehoeke laasweek gedoen, het ons nou. Onthou jy dit? Ja. Okay, is daai groot genoeg om te sien? Ja. Okay, wat ek gaan doen is, ek gaan net eers die spesiale driehoeke gou net eers los vir nou. En dan, omdat dit makliker is om hierdie klein dingetjie te kopie, dan vat ek hom saam met ons en dan paste ek hom die hele tyd.
en dan werk ons met hom. So, ons gaan eers maklik begin en dan die somme al hoe moeiliker maak. So een van die voorbeelde lyk dalk so. Hulle gee vir jou 'n sketsie. Kom ons sê ons maak net gou ons eie assestelseltjie hierso. So. Ek kan net gou probeer mooi teken 'n slag. En dan teken hulle 'n lyntjie daar en maak daai punt P daar as -3 en -7. Lyk nou nie so nie, maar is nie volgens skaal nie. OK. Dan die eerste vraag wat hulle vra is, ekskuus, hulle sit 'n hoek by. Kom ons sê daai hoek is alfa. Die eerste vraag is bepaal OP. Waar is O? O is die oorsprong, dis altyd in die middel van die assestelsel, né? Het julle dit al gesien by die skool? OK, die eerste ding voor jy begin met die som, baie belangrik. Moet jy 'n driehoekie klaar teken. Jy moet jou eie driehoekie maak. Nou ons maak altyd ons driehoeke dat hulle op die x-as is. Ek sal nog dit verduidelik. Hoekom nie op die y-as nie? So al jou driehoeke lyk so. So as jy dink aan 'n struktas, julle weet wat 'n struktas is, né? Daai dingetjie. Daar's jou eerste kwadrantsdriehoek, daar's jou tweede kwadrantsdriehoek, daar's jou derde kwadrantsdriehoek en daar's jou vierde kwadrantsdriehoek. Let wel, baie belangrik, jou driehoek gaan nooit 'n lyntjie maak na die y-as toe nie, sodat daai gedeelte jou driehoek is nie. It's not gonna happen, okay? So wat jy doen is, jy maak gou hierdie driehoek klaar. Jy trek 'n loodregte lyn op na sy x-as toe en dan vul jy sy sye in wat jy het. Wie sê jy daar? Kyk gou mooi. Daar is -7 vir die y en -3 vir die x. OK, en nou kan ek jou los. Werk jy gou teken gou daai af. Jy hoef nie heeltyd hierdie ding saam te sleep nie. Jy kan hom een keer teken iewers. En dan hierdie was net om te wys, so jy hoef nie worry daaroor nie. En dan werk jy gou vir my teken gou 'n sketsie af en dan werk jy gou vir my OP uit met Pythagoras. Ek gaan net gou dit afvee. Dis distracting. En dan steek jou hand op as jy klaar is. En dan gaan ek vra bygooi. Ek wil net kyk wat jy kan doen. Right. Het jy hulle OP gekry? Hallo? Ja, Lina, het jy Pythagoras gebruik? Sê weer in? Het jy Pythagoras gebruik? Ja. OP is die vierkantswortel van 7 kwadraat plus 3 kwadraat. Jy mag nou minus, maar lengtes kan nie eintlik 'n minus wees nie. Wat is daai antwoord? Los dit in wortelvorm as jy kan. Ek kry vierkantswortel 58, né? Mooi. En dan gaan vul ek dit in. Wortel 58 en die skynsy kan nooit 'n minus wees nie. Right, is almal nou happy? Julle is hierso, né? Julle verstaan wat julle gedoen het.
Dan, my volgende vraag, 1.2, ek wil by jou weet, bepaal die volgende, bepaal cos alfa en dan 1.3 wil ek weet, wat is sin kwadraat alfa ehm ja, kom ons doen dit. Sin kwadraat alfa. O, en dan 1.4 bepaal die hoek alfa. Kyk of julle sal julle al vier daai kan doen. Ek gaan jou help by die laaste een as jy sukkel daarmee. Met ander woorde, hulle soek hierdie hele hoek hierso. Daai ene. Dit gaan meer as 180 grade wees. Ek sê help met nommer 1.4 as jy my kan doen nie. Maar 1.2 en 1.3 sou jy kan doen. Sê as jy sukkel, dan help ek jou gou. Luana, kan jy dit doen? Okay. Dink so. Onthou hand op as jy sukkel met iets, dan help ek jou. As jy dit kan doen nie, dan sê net vir my oom, ek is klaar. Steek jou hand op en dan wys ek vir julle hoe om te doen. Ons gaan nog een of twee doen van hierdie, nog eenetjie en dan gaan ons dit net so klein bietjie moeiliker maak en dan is ons klaar vir die aand. Dis al werk wat ons vanaand doen. Ons amper klaar met terug. Spoed. Okay, daar's 30 sekondes oor. As jy 1.4 nie kan doen nie, is fyn, ek gaan jou help. Ek wil net kyk of jy dit kan doen. So omdat jy 'n klein bietjie stadig is, kan ek agterkom jy is sukkel.
Okay, stop gou. Kyk. Kyk gou baie mooi. Ek gaan in plaas van daai groot hoek, gaan ek daai hoekie daar as 'n verwysing gebruik. Ons gebruik dit 'n verwysingshoek. So daai groen kolletjie, jy sien hom nou, hy gaan my verwysing wees. En dis hoekom ek my minusse insit. So wat is kos? Kos is aangrensend op skuins met betrekking tot daai hoek. So al wat ek gaan skryf is minus 3 op wortel 58. Daai is die antwoord. En dan kyk jy hierso, sin kwadraat, dis gelyk aan die kwadraat van sin alfa en dit is die kwadraat. Sin is teenoorstaande van daai hoek op skuins. So dis minus 7 op wortel 58 se kwadraat wat vir my 49 op 58 gee. So daar's my antwoord vir daai ene en vir daai ene. En dan kan jy daai hoek bepaal deur sin te gebruik of kos of tan. Die maklikste een, luister mooi, is om die een te gebruik wat positief in daai kwadrant is. En tan is positief in die derde kwadrant, is ek reg? Nou. So nou wat ek gaan doen, kyk gou mooi. Tan alfa is minus 7 gedeel deur minus 3. Dit is teenoorstaande op aangrensend. Nou tik ek net shift tan 7 op 3 met calculator. En dan kry ek 66,80 grade. So alfa is 66,80 grade. Nou, okay, dis belangrik om te weet dat jy nou net daai groen hoekie gekry het, daai verwysingshoekie. Dis al wat jy gekry het. So jy moet nog hierdie gedeelte bytel wat 180 grade is. So daai antwoord, dit wil sê alfa is 180 plus 66,80 en dis 146,80 grade. Kyk gou almal daarna. En dan gaan ek nog een gou-gou vir ons teken. Nee, gaan ons presies dieselfde goed oordoen. Steek jou hand op as jy reg is om na die volgende bladsy te gaan. So jy kry eers 'n verwysingshoek en dan gebruik jy hom. Right, selfe vraag. Net 'n klein bietjie anders, selfe konsep. Daar gaan jy. Jy doen al 4 vragies gou-gou en daarvoor gaan ek jou 8 minute gee.
Onthou as jy voor die tyd klaar is, kan jy jou hand opsteek. Ons hoef nie te staan en wag vir die tyd om af te gaan nie. As jy klaar is voor die tyd, dan steek jy hand op. Nice, julle doen baie goed. Okay, kom ons kyk of ons reg is. Ek gaan net sê OP is die vierkantswortel. Oeps, ek het vergeet om die driehoek klaar te teken, soos ek julle geleer het. Kom ons doen dit net. Die X-waarde is -8 en die Y-waarde is 5. Daar's hy in die tweede kwadrant. So ek weet al my sin antwoorde is positief en al my ander is negatief. So dit is 5 kwadraat plus 8 kwadraat, Pythagoras. Onthou om met nakkies te skryf. So dis die vierkantswortel van 8 kwadraat plus 5 kwadraat, wortel 8, 9 eenhede. Partykeer kry jy 'n heel getal, partykeer kry jy 'n wortel. As jy 'n wortel kry, hou net jou antwoord in wortels. Moenie asseblief nie desimales gebruik nie, want dan gaan jy sukkel. Okay, dan vul ek dit in. En dan gaan ek met hierdie verwysing werk, is teenoorstaande op skuins. En cos kwadraat is die kwadraat van cos wat aangrensend op skuins is. En dan kry ek 64 op 89. En dan die hoek gaan ek sin gebruik want sin is positief. Jy kan enige verhouding gebruik. Dit gaan net makliker wees met sin. Sin theta is 5 op wortel 8, 9. So nou gaan ek tik shift sin en dan 5 op die answer wat ek gekry het op wortel 8, en dan kry ek 32,01 grade, né? Maar dis daai hoekie, daai kolletjie. So dis 180 minus 32,005 grade. So 180 minus daai answer, dan kry ek 147,99. Right. Happy. Wie het alles reg? Alina, het jy dit? Ek kan jy nie hoor nie, jy is gemute. Ja, jammer oom, dit raas binne. Ek kan niks hoor nie. Jou mikrofoon sny al daai raas uit. Ek hoor niks daarvan nie. Okay, wel dit raas nie nou nie, dis nou stil. Maar kan jy hoor dit reën by my? Nee oom. Okay. Right, okay, nou gaan nuwe som. As sin alpha gelyk is aan minus 5 op 7 en cos alpha is groter as 0. Bepaal die volgende. Bepaal vir my 1 tan alpha maal cos alpha en nommer 2 wil ek weet die hoek alpha. Okay, nou is daar nie 'n prentjie nie. Nou, moet ek gou hierdie een vir julle verduidelik en dan doen julle die volgende een wat dieselfde is op julle eie, né? Asseblief. Okay, kyk gou baie mooi. Nou moet jy baie mooi kyk. Kyk hierso. Hier's my asstelsel. All stations to Cape Town. Jy kan nou alles afskryf. Ek wil net gou jy moet kyk. Kyk nou mooi. Sin het 'n negatiewe verhouding. So dit kan nie daar wees nie want sin is positief daar. My driehoekie kan ook nie daar wees nie want sin is positief daar. Cos is groter as 0. So cos is 'n positief.
Watter van hierdie twee kwadrante wat oorbly is kos is positief? Dis in die laaste kwadrant, né? Groter as 0 beteken positief. So kyk gou hierso. As ek my driehoekie teken, dan gaan ek hom in die 4de kwadrant teken. So daar's hy. En daar's my hoek alfa en daar's my verwysingsie. En sin is teenoorstaande op skuins. En nou gaan ek uit my eie uit Pythagoras moet gebruik om die x-as te kry. So ek noem dit sommer x. X is die vierkantswortel van 7 kwadraat minus 5 kwadraat Pythagoras. En ek het die skynsy. So nou doen 'n vierkantswortel 7 kwadraat minus 5 kwadraat en dan kry ek 2 wortel 6, né? Dit is 2 vierkantswortel 6 eenhede. Jy mag ook gehad het wortel 24. Die vierkantswortel van 24. Dis dieselfde ding. Want jy het dit dalk in jou kop gedoen. 49 minus 25 en dit is 24. Daai twee goed, die calculator rasionaliseer dit net. Ek hou actually van die wortel 24 en nie so baie van die 2 wortel 6 nie. Nou, wat jy wil gebruik? Wortel 24. Ja, ek dink ook so. Onthou net jou calculator rasionaliseer of maak dit, hy skryf dit in 'n ander wortelvorm. OK. Kyk gou mooi. Nou met ander woorde, hierdie is wortel 24. So nou wil ek weet, wat is tan maal kos? OK, daar's my twee hakkies. Wat is tan? Oeps. Tan is teenoorstaande op aangrensend. So minus 5 op wortel 24. En kos is aangrensend op skuins. As jy daai in jou calculator insit, kry jy minus 5 op 7. Kan jy sien jy het sin gekry? Want daar's 'n identiteit. So jy kon dit die som anders ook gedoen het. Kyk gou hierso. Nommer 1. Tan alfa maal cos alfa is gelyk aan tan kan jy verander na sin alfa op cos alfa. Het julle dit geleer by die skool? Tan is sin op cos. As jy sin met cos deel, kry jy tan. En dan kanselleer daai kosse net en dan kry jy sin alfa en dit weet jy, dis minus 5 op 7. So dis alternatiewe metode om dit te doen. Lekker, né? Jy kan nou alles afskryf. OK dan, die hoek alfa. Wel, ek gaan cos gebruik want cos is positief in daai kwadrant. So cos alfa is wat? Is aangrensend, aangrensend op skuins. So nou tik ek net shift cos daai wortel 24 bo en 7 onder, dan kry ek 45,58. Maar dis net daai verwysingshoekie. So ek met die 360 grade vat en aftrek soontoe. 360 minus 45,58. En dan kry ek 360 minus answer, kry ek 314,42. Skryf af, ek gaan nou vir jou nog so enige gee wat jy self moet doen. Kan ou net gou weer verduidelik daai presies hoe jy weet in watter kwadrant jy dit moet teken? OK. Dis reg. Skryf, het jy gou die hele som afgeskryf? Ja. OK. Right. So kyk gou hierso, hulle gee vir jou twee goed. Hulle sê vir jou sin alfa is minus 5 op 7 en cos alfa is groter as 0. Met ander woorde wat hulle vir my sê is my sin verhouding is negatief. Sien jy dit?
Sin is negatief, né? So Ja. ek kan nie in die eerste en die tweede kwadrant 'n driehoek teken nie, want in albei daai kwadrante is sin positief. Mhm. Onthou almal is positief in die eerste kwadrant. So ek kan nie daar teken nie, want sin is nie negatief daar nie. Dan sin is positief in die tweede kwadrant, so ek kan nie daar teken nie. So dit laat die onderste twee kwadrante oor. Ek weet nie, mag ek in daai kwadrant teken of in daai nie. En dan die volgende gedeelte sê vir my kosverhouding is groter as 0. As iets groter as 0 is dit 'n positief. So in watter van hierdie oorblywende kwadrante is kos positief? In daai ene, né? Sien jy Luana? So dis hoekom ek dit Ja. in daai kwadrant geteken het. Okay. As jy klaar met die afskryf, steek julle hande op as jy klaar is, dan kan ek 'n nuwe prentjie maak. Right, jy's nou op jou eie. Okay, hierso is jou prentjie. Nee, sorry, ek moenie 'n prentjie teken nie. Ek moet juis nie. 2 dan kom sê theta plus 3 is gelyk aan 0. En theta is 'n element. Nou moet ek baie mooi dink. Element van 0 tot 270 grade. Okay, en dan sê ons nommer 1 bepaal sin theta en nommer 2 die hoek theta. Okay, nou sê gou vir my voor jy begin, weet julle wat daai beteken? Hallo? Daai kon ook so gelyk het. Theta is kleiner of gelyk aan 270 en groter of gelyk aan 0 grade. Dit beteken almal, luister mooi. Ek kan nie in my vierde kwadrant teken nie, want ons in my vierde kwadrant, kyk ons begin by 0 grade hier, dan 90 grade, dan 180 grade, dan 270 grade. So daai sê ek mag oral driehoeke teken van 0 tot 270 grade, maar ek mag nie verder gaan nie, sien julle? Dit maak onmiddellik die vierde kwadrant uit, sien julle? Né? En al wat jy moet doen is jy moet nou net hierdie vergelykingkie gaan regskryf. Met ander woorde jy moet die 3 oorgooi en die 2 wegdeel. En dan kan jy sin kry en theta kry. Kyk, doen goed daai.
Is julle happy met dit? Watter kwadrant teken ons? Kyk hierso. 2 tan theta is gelyk aan -3. So tan theta is gelyk aan -3 op 2. So watter van daai 3 kwadrante wat oorbly is tan minus? Kyk mooi. Tan het 'n minus verhouding. Watter een van hierdie een? 1, 2 of 3 gaan ek teken waar tan minus is? Kom, antwoord my gou. 2. Ja, almal is positief, sin is positief, tan is positief. So ek kan nie hier teken nie want almal is positief. Ek kan nie daar teken nie want tan is positief. So ek moet in die sin kwadrant teken. Daar's my driehoek. OK, daar's my hoek van 0 grade af wat ons theta noem. Daar's my verwysing. En tan is teenoorstaande op aangrensend. Hoekom maak ek hier die 3 minus nie? Want hy kan nie minus wees nie want hy's 'n positiewe y-waarde en 'n negatiewe x-waarde. Verstaan julle dit? Né? Okay, great. Nou gebruik daai dan kry jy vir my sin. Jy moet natuurlik Pythagoras gebruik om die skynsy te kry. En dan kry jy vir my die hoek. Dis maklik. Okay, mooi. Nice, mooi. Okay. So wat ek gedoen het, ek het gesê die skynsy soek ek. En dis die vierkantswortel van 3 kwadraat plus 2 kwadraat. Dis 9 plus 4 en dis die vierkantswortel van 13, né? Ja. Mooi julle. Okay, en dan sin is net teenoorstaande op skyns. Dit moet positief wees want ek het 'n in die tweede kwadrant. So dis 3 op wortel 13. En dan die hoek, wel ek gaan weer sin gebruik. Sin theta is gelyk aan 3 op vierkantswortel 13. So shift sin 3 op wortel 13 en dan kry ek 56,31, né? Maar dis net daai hoekie. So ek moet dit 180 minus 56,31 doen, né? Want ek begin nou by 180 grade, trek ek daai hoek af. Ek kan nie 90 plus doen nie, want dis nie, ek werk nie hierdie brein gedeelte uit nie, ek werk daai hoekie uit. En dis net 180 minus answer en dan kry ek 123,69. Ja. Mooi julle. Mooi. Okay. Laaste dingetjie. Kyk gou mooi. Ek gaan nie laat julle dit doen nie, ek gaan dit verduidelik. Dit is nie so maklik nie. Indien cos van alfa gelyk is aan k, bepaal in
terme van K die volgende. Tan kwadraat nee. Tan alfa maal sin kwadraat alfa. Okay, nou moet jy baie mooi kyk. K is ook gelyk aan K gedeel deur 1. So dit wil sê cos alfa is K gedeel deur 1. Ek het 'n fout hierso. Ek kan nie vir julle dubbel moenie skryf nie. Ek kan nie vir julle dubbel onbekendes gee nou nie. So kom ons begin net oor. Kom ons sê cos 40 grade is gelyk aan K. So K is nog steeds K gedeel deur 1. En dan bepaal vir my die volgende terme van K. Ons kan nog steeds sê, kom ons sê tan 40 grade maal sin kwadraat 40 grade. Okay. Nou kyk gou baie mooi. 40 grade is kind of maklik, want dis in die eerste kwadrant. So as ek my driehoekie geteken het, teken ek hom in die eerste kwadrant want 40 grade is klaar vir my gegee. Daai is 40 grade. Okay, dan weet ek ook hierdie een is 50 grade, né? Sien julle? Binnehoeke van 'n driehoek. En cos is aangrensend op skuins. Kyk gou mooi. Aangrensend op skuins. En dan gaan ek Pythagoras gebruik om daai y-as te kry. Dit is die vierkantswortel van 1 kwadraat minus k kwadraat. En dit is die vierkantswortel van 1 minus k kwadraat. Pythagoras. So daai sy is die vierkantswortel van 1 minus k kwadraat. En dan gaan ek net dit aflees. Sorry, ek gaan dit nou verander. Daai moes gewees het tan kwadraat. Net makliker vir die som of lyk beter. So dis die kwadraat van tan maal sin. Okay, tan is teenoorstaande op aangrensend. So dis die vierkantswortel van 1 minus k kwadraat op k. En sin is teenoorstaande op skuins. 1 minus k kwadraat op 1. Okay, nou verstaan ek hoekom ek nie 'n kwadraat gesit het nie. Stupid vir my. So as ek die eerste een kwadreer, dan val die hakkie, die vierkantswortel weg, dan kry ek 1 minus k kwadraat op k kwadraat. En dan maal ek dit net met die vierkantswortel van 1 minus k kwadraat. En jy kan die som net so los. So kom nou net op 'n stupid antwoord uit. Ek moes eintlik net gesê het cos kwadraat 40. Het julle al geskryf? Okay, kom ons verander dit net. Kom ons maak daai sin nie 40 nie. Ons hou dit lekker. Kom ons maak dit 50 grade. Kyk gou mooi. Ja, dis nou moeiliker. So ek kan nou daai 50 grade daar gebruik. Nee. Daai 50 grade daar gebruik en sin van daai 50 doen daar. Nou sin van 50 is teenoorstaande op skuins. So daai gaan wees k op 1. En dan maal ek dit met k op 1. Dan gaan daai k 1 van daai k's kanselleer. Dan kry ek 1 minus k kwadraat op k. Daar's 'n beter som. Okay, dis belangrik. Belangrike som. Okay, nice. As jy klaar geskryf het, dan kan jy vir my lekker slaap sê en dan kan jy gaan. Jy moet nou jou toetsies online begin doen, né? Eendag van tyd stuur ek 'n rapport uit na jou ma toe. Ek gaan jou nie heeltyd beg om dit te doen nie. Jy moet dit doen. Ek hoop julle het hulle algebra gedeeltes al klaar.
Jy mag exit as jy klaar afgeskryf het. Jy moet 'n lekker aand hê. Bye, Okay, bye bye. Mooi loop. lekker verder. Julle ook. Nee, wat 'n lekker aand Bye verder. bye. Mooi loop. Dankie.